Iemand het eendag vir my 'n belangrike ding gesê. Hulle het gesê ons het 2 ore en ons het 1 mond, maar ons is geneig om die 2 ore baie min te gebruik en die 1 mond so baie te gebruik. Mense sê, of hierdie persoon het vir my gesê, ons is vinniger om te praat en ons is stadiger om te luister. En hierdie gedagte het my herinner aan 'n gedagte wat Jakobus in die Nuwe Testament ook met ons deel, Jakobus 1. Jakobus 1 sê ons moet stadiger wees om te praat en vinniger wees om te luister. En so baie mense sê dat hulle die Here hoor praat in hulle lewens. En dan sal ander mense weer vir my sê, maar Steve, hoe weet ek dat die Here met my praat? Ek hoor nie altyd 'n hoorbare stem van die Here af nie. Die Here het nog nooit vir my in die bors kom gryp, spreekwoordelik en gesê, hoorie, ek praat nie met jou Piet of Susan nie. Hoe weet ek dan dat dit die Here is wat met my praat? Die Here kan op 'n legio maniere met ons praat. Die vraag is net, is ek en jy bereid om te luister? Dit hoef nie altyd 'n hoorbare stem te wees nie. Dit hoef nie altyd in 'n audio formaat na ons toe te kom nie. Partykeer kan dit na ons toe kom in 'n gevoel. Partykeer kan dit kom na ons toe met daardie innerlike stem wat met ons praat. Partykeer kan dit gebeur deur ander mense waar die Here met ons praat, of in die natuur, of waar ook al. Die Here kan homself bekend maak, openbaar maak, op soveel verskillende maniere soos wat die Here wil. Ek dink nie die Here laat hom beperk deur die hoeveelheid maniere wat hy met my en jou kan praat nie. Die vraag is net, is ek en jy bereid om te luister? Of het ons lewens volgemaak met 'n klomp dinge? Volgemaak met 'n klomp dinge dat ons soveel so dat ons nie gekonfronteer hoef te word met daardie innerlike stem hier binne in ons nie. Want daai stem is nie altyd 'n gemaklike stem om na te luister nie. Kom ons wees eerlik met mekaar. Partykeer is daardie stem 'n lekker stem om te hoor, maar ander kere nie. Ander kere is dit 'n stem wat ons ongemaklik maak, wat nie lekker aan ons lywe sit nie, wat dalk van ons vra om iets te doen wat ons nie wil doen nie, of dalk vir ons keer om iets te doen wat ons eerder graag sou wou doen. Wat ook al die geval is, daardie stem, daardie gevoel, daardie ding wat ons sien en beleef, dis nie altyd iets wat gemaklik aan ons lywe sit nie. Maar mag ek en jy net vir 'n oomblik die gejaag en die besig wees van ons lewens vergeet. Mag ons vir 'n oomblik net verlang genoeg tot stilstand kom en stil word, dat ons kan hoor, dat ons hierdie 2 ore spreekwoordelik wat ons het kan gebruik, om die Here se stem in ons lewens te hoor, die invluistering van sy Gees, en om dan te kan vra en te kan onderskei waarop dit werklik aankom. Wat wil die Here van my en jou hê? Wat vra hy van my en jou in hierdie of in daardie situasie? Dit is nie altyd maklik om daai vraag te antwoord nie. Die antwoord is dalk nie altyd so voor die hand liggend nie. Maar dalk sal ons nader aan 'n antwoord kan kom as ons net die gejaag van ons lewens vir 'n wyle op sy sal sit en intentionele tye sal neem om tot stilstand te kom. Mag ek en jy die kuns van fyn luister weer leer bemeester in ons lewens. Hemelvader, dankie dat U na ons altyd luister, al voel dit nie altyd vir ons so nie. Vader, daai plafon waarteen ons vasbyt is vanuit ons perspektief daar, maar dit is nie altyd die werklikheid nie. Vader, dankie dat U ons altyd hoor, dat U U hand deur die plafonne van ons lewe kan steek en dat U ons lewens aanraak. Vader, help ons om ook fyn te luister. Help ons om stadiger te wees om te praat en vinniger te wees om te luister, omdat ons dalk U stem in soveel plekke moet gaan hoor waar ons geneig is om dit nie te hoor nie. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my gekuier het. Mag ek en jy vandag en in hierdie week wat voorlê weer gaan nadink oor wat dit beteken om fyn te luister. Want dalk wil die Here met my en jou praat op 'n plek of deur iemand of in 'n situasie waar ons hom nie altyd geneig is om te hoor nie. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het. Ons sien mekaar gou weer.